Kwekerye in die noordelike halfrond is baie gewild hierdie tyd van die jaar. Almal is op soek na ietsie om hulle huise op te kikker vir Kersfees. 'n Kersboom, rooi of kleurvolle blomme en natuurlik selfs ook liggies wat ons almal so goed ken. En terwyl ek hier rondloop, het dit my laat dink. In 'n kwekery en in die natuur natuurlik ook, sien ons die wonder van God se skepping en sy geduldige hand. Nou elke saadjie, of dit nou 'n blom, 'n kruid, 'n boom is, begin klein, onopsigtelik amper. Maar in die regte grond met genoeg water en lig, groei dit tot iets mooi en lewendig. Presies soos God dit bedoel het. So ook werk God in jou en in my lewe. Al voel ons soms klein en onvolledig, plant hy sy woord in ons harte en gee hy die nodige voeding vir ons om te groei. In 1 Johannes 15 vers 5 sê Jesus, ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Ja, net soos die plante in hierdie kwekery gereeld versorging nodig het ons daaglikse versorging nodig. Ons versorging begin by God se seun, by Jesus Christus. En vandag gaan dit oor jou en my besluit om deel te wees van hom. As gelowiges moet ons gesonde geestelike gewoontes kweek om te kan groei. En dit sluit in gereelde gebed, Bybelstudie, tyd om oor God se woord te dink en te mediteer. En jou en my deelname aan sy gemeenskap met ander gelowiges. Wanneer ons hierdie gewoontes kweek, aanleer, beoefen, voed dit ons siele, versterk dit jou en my geloof en stel dit ons in staat om die vrugte van die Gees te dra, soos Galasiërs 5 dit stel, liefde, vreugde, vrede en geduld. Ja, hierdie gewoontes maak ons sterk en veerkragtig en gereed om in alle omstandighede op God te vertrou en sy liefde uit te leef. Mag ons bly groei in ons geloof om sy geestelike vrugte te dra. Mag ons die geduld hê om te wag op God se tyd. Ons lewens na hom te draai en afhanklik van hom te wees en te volhard om in sy lig te groei. En mag ons in sy liefde en genade groei om die mense om ons aan te raak en hulle wêreld op te kikker. Mag jou en my lewe in hierdie adventstyd opnuut ingekleer word en groei in jou verhouding met die lewende God en sy liefde ook vir jou. Here, help ons om gewortel te bly in U, sodat ons soos welige plante kan groei, want die wêreld vernuwe, Here, met U liefde en U genade. En laat ons dit altyd doen, nie om ons ontwil nie, maar alleen in Jesus Christus se naam en tot U eer. Amen. Dankie dat jy ook vandag ingeskakel het, en ek wil jou aanmoedig, gaan kleur die wêreld in, daar waar jy leef, werk en speel in hierdie Kerstyd. Tot volgende keer. Totsiens.